Hallelujah. Glory to God. Jesus. Ik wil jou groeten in de naam van ons Koning Jesus Christus. Ja, dat mijn stem kan horen. Voor die wat op WhatsApp luister. Voor die wat op Facebook luister. Ik groet u elke in die wonderlijke naam van ons Koning Jesus Christus. Wat de atmosfeer van die Here. Terwijl ik hier zo keyboard speel, besef ik het weer eens dat Here kom vat ons maar nou nie. Terwijl de mens in die toestand is, terwijl de mens gereed is op zoveel plekken, op zoveel manieren, kom vat ons maar eerder nou nie. Daar is zoveel dingen wat de mens hoort in die wereld, en zoveel dingen wat hij ziet in die wereld, waarvan ze zichzelf opzet, ze is nu al moeg. Ze is nu al op. Ze is nu al ziek. Van al die dingen wat de mens hoort, die berichten wat je leest, die second wave, die boerenmoorden, die verschillende ziek demonische geesten, wat in mensen invaar om die bose uit te wil kom sit op die aarde. Die bose gees is as te ware losgelaat en vaar in mense in om hierdie verskriklike dinge te doen, van glo my mens sal dit nie dit kan doen nie. In jou gesonde verstand, wat God jou gegee het, in jou gesonde denkwyse, sal iemand nooit 'n persoon kan so vermoor hê, so 'n mens kan verkrag hê, sulke walglike dinge en sulke demoniese dinge kan gedoen het nie. Dit moet net die vyand wees. Yes. En dan vra ons onsself af, kan 'n mens regtig so? Kan 'n wees dat hy so ver kan gaan om dit te doen aan 'n ander mens? Dis hy nie. Dis hy ding binne hom. En ek wil vir u bewus maak van hoe die wêreld nou al met elke event wat gebeur, dan is ons maar weer terug by 'n moment soos nou. Byvoorbeeld, ek dink dit was in die tyd toe daar ook op 'n stadium baie aardbewings gebeur het. Toe sê die mense, maar die Here is weer op pad. En skielik is die aardbewings weg. En toe gaan die mense maar net weer aan. En skielik op 'n tyd is die moorde weer op 'n piek. Dis die misdaad weer op 'n piek. Toe sê die mense, o Here, ek weet nie, die Here is seker maar op pad. En toe kry die mense hulle sake weer reg en hulle is weer in die kerk en ek dink die Here is nou op pad en toe dit nog maar kalm is, is hy weer weg. Nou is ons weer in so 'n tyd. En die Bybel praat van dit, dat wanneer die mense gaan sê dit is rustig. Wanneer die mense gaan sê dit is alright. Wanneer die mense gaan sê dat, wat, alles is nou, daar's vrede. Dan sê die Bybel skielik, sal dit hulle oorval. Die dag sal hulle so oorval. Soos die geboortepyne van 'n vrou. Want alles was mos nou alright. Maar vanoggend sê die Here, huis van Gewolf, moenie wankel nie. Moenie wankel nie. En ek wil vanoggend saam met u gaan aan die woord van die Here. Die tema teks is in 1 Korintiërs 15 vanaf vers 58. In Korintiërs 15, 58, dis my tema skrif. Ek gaan weer so 'n hele paar skrifte lees. Maar ek wil graag my tema skrif en ek wil begin met hierdie skrif en ek wil eindig met hierdie skrif.
In 1 Korintiërs 15 vanaf vers 58. Die Bybel sê dat daarom, liewe broers, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie te vergeefs is nie. Kan ek gewoon die omvertaling met dit lees? Die Bybel sê dat daarom my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Julle arbeid, julle werk, julle arbeid, julle moeite, julle opstaanere, julle gee wat julle gee, julle sweet wat julle tap, dit is nie te vergeefs nie. Nou kom sê dat want natuurlik is daar 'n beloning vir jou. Daar is 'n beloning vir jou in die hemel. En wanneer ons hierdie skrif lees, dan moet dit 'n bemoediging wees vir wanneer ons opstaan in die oggende om te bid, wanneer ons die Bybel lees en dit so moeilik vind om dit te lees. Onthou net, ek het 'n paar maande terug bedien, dat ons is in 'n geweldige oorlog. En so nader na die tyd, toe kan 'n mens meer en meer besef, dat ewen die tye raak minder, die ure raak korter, en sy ondervind jouself wat sy vir jouself sê, kyk hoe laat is dit, ja, en wanneer sy so moeg is, dan gaan sy maar slaap, want sy is te moeg. Nou ek wil saam met u deel, vanoggend wil ek saam met u praat oor die verskillende teachings wat die Pinkster nog nie op gekonsentreer het. En die Bybel sê, en die woord wat ek gaan titel is, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here. Nou daar is baie teachings wat vandag in die Pinkster is, wat 'n mens gehoor het, en wat 'n mens praat, maar daar nie veel bewyse is in die woord van die Here nie. En as ek nou vir u kan sê 'n paar teachings, ek wil hierdie jaar, soos wat ons eindig, wil ek 'n bietjie fokus op dit wat gepraat was, maar daar nie bewyse was nie. Nou ek sê die Pinkster, omdat ons in die Pinkster is, en omdat ek groot raak in die Pinkster, wil ek graag konsentreer op hierdie verskillende dinge. Byvoorbeeld, die mense praat van die droom, as die droom van 'n baba, dan is dit die Heilige Gees, hulle hoor daarvan. Dit is 'n teaching, wat die mense in hulle mind het, maar wanneer sy nie teaching oor die Heilige Gees het, dan kan sy nie eintlik dit sê nie. Want sy het dit gehoor by iemand, maar sy het dit nie fisies gelees nie. Byvoorbeeld die 5voudige bediening. Hoekom dink u is daar soveel verwarring oor wat die manne van die Here moet doen en wat hulle nie moet doen nie? Want daar was die teaching gegee oor die 5voudige bediening nie. Sy weet van die apostel, sy weet van die leraar, sy weet die name, maar sy ken nie die rol en die funksie van dit nie. So dis nog 'n teaching wat half in die kerk ingekom het, maar dit is 'n dwaallering om sulke tipe goed te praat van range. Verstaan jy wat ek bedoel? En as dit kom ewen by die gawes van die Gees, was daar nog nie eens oor van gepraat nie. Sy bid vir jou half moeg en half dood. Of was een keer by Wellington en iemand die pastoor het gebid en die spoeg het gewy en ons het die keyboard was hard gewys en die salwing was daar gewys, die vrou het kanker gehad. En ons bid almal daarso en toe sê die pastoor weer, maar is nie nou lekker vir die hoef iemand op die Sondag te kom nie. En ek vra myself af, hoekom het ons nou gebid nou? Onkundig. Verstaan nie? Want die Bybel sê die geloof is dood sonder die werke. Nog weer 'n teaching wat weggehaak het. So met die gawes van die Gees, ewen met die doop, die besprinkeling, die feit dat ons moet groot doop, die feit dat ons moet klein doop,
Wat se doop is die regte doop? Tog sê die Bybel dat daar is een doop, maar ander kerke doop op 'n ander manier. Die Pinksterdoop, die groot doop. Nou wat maak vir ons anders? Wat se teaching is daar wat ons weer eens ontvang het? Want as iemand nou na my toe kom en hy vra vir my wat se doop doen en die groot doop, dan sê die mense wat se naam weer? In die naam van wie? Dan sê die Jesus only mense weer nee, ons bid in die naam van Jesus. Verstaan? Hierdie tipe teachings wat die Pinkster nog nie gehoor het nie. En ons kan nie huis toe gaan. Dan het ons nog daai mentaliteit, die come on man. Yes. Ons kan nie huis toe gaan dan het ons nog nie die goed geweet nie. Jy sien op die einde van die dag, ek wou wat die man van die Here sê, hy sê ons moet bid vir die mense wat die maskers daar, die hand sanitizing. Jy kan net die leiers skuld gee. Are you following this? Yes. Die gemeente volg die leier. Yes. En as die gemeente nie die leier wil volg, dan gaan hy weghardloop. Of hy gaan uithardloop. Of hy gaan nie meer wil deel wees nie. Maar die leier is die kop van die bediening. So as daar gesanitize word, dan is dit die leier wat die vorige keer, moenie vir my vertel van die raad nie. Daar's 'n leier. Yes. Are you following this? Ja. God het hierdie man gesit en gesalf. Yes. En hy het die laaste sê oor die bediening. En hy sê wat van God afkom. En of die raad nie besluit en of saamstem met dit nie, dan is dit 'n probleem wat hy het teen God. Maar hy, die man van God, praat wat God vir hom gesê het om te praat. So, die gemeente gaan volg wat God gesê het vir die leier van die kerk. Halleluja. So as daar gesanitize word, dan moet dit wees dat indirek het God dan dit gesê. Are you following this? Indirek gaan dit wees dat die Here het gesê dat hierdie ding moet plaasvind. Nou as dit gaan wees dat die Here nou nie dit gesê het nie, dan so Here help my, dan is daardie plek of daardie bediening is nie dan in die wil van die Here nie. Want as God nie dit gesê het nie, as die huisbaas nie dit gesê het nie, dan vir wie volg julle? Ons het net een huisbaas, ons het een herder en ons het 'n opperherder wat sê dat ons moet aan die wil van God is. Die Bybel sê dat ons moet bid dat die wil van God in die hemel moet geskied op die aarde. En as die wil van God nie geskied op die aarde nie, dan wat se wil volg ons in die bediening? So jy kan die kop net jy moet nie die kop skuld gee. Want daar is 'n gesegde wat in elk geval sê, dat as die kop nie reg is nie, Yes. dan sal die liggaam ook nie reg wees nie. Nou of die leier beïnvloed was of nie, hy is 'n ander saak. En hy sal natuurlik verantwoordelik doen vir dit. Maar ek gaan nie dat daar 'n teaching inkom wat teenstrydig is met die woord van die Here nie. So daar baie dinge gekom. Selfs oor die teaching van die nuwe hemel en die nuwe aarde. Een keer toe was ons in 'n bediening en die dienaar het die ding oopgemaak en hy sê nie, ons gaan nie almal hemel toe nie, ons gaan op die aarde, as almal in die hemel is, wie gaan op die nuwe aarde bly. En die hele gemeente was in rep en roer, want ons weet nou nie, gaat ons dan die hemel toe, of gaat ons aan aarde toe. Ek wil vir u toch in hierdie selfde sin sê, die Heilige Asem sê, dat die hemel is nie die plek, die laaste destinasie in elk geval, van die gelowiges nie. Ons gaan wel hemel toe, maar wanneer alles verby is, wanneer Antichrist verby is, wanneer die koms van die Here kom en brand soos 'n vuur, halleluja, wat ons in Maleagi 4 lees, wat ons in Jesaja 60 lees, en daardie dag is verby, dan gaan die troon afkom, en ons gaan in 'n nuwe aarde bly. Net die feit dat ons 'n verheerlikte liggaam gaan hê, is 'n klaar bewys dat ons op 'n aarde gaan bly, maar dit gaan 'n nuwe aarde wees. Dit gaan 'n aarde wees sonder boosheid. Dit gaan 'n aarde wees sonder ongelukkigheid. Dit gaan 'n aarde wees, halleluja, sonder besoedeling. Dit gaan 'n aarde wees sonder bekrachtings. Dit gaan 'n aarde wees waar die strate van goud is. Dit gaan 'n aarde wees, halleluja, waar ons na mekaar toe kan gaan en ons kan sê, hallo my suster, halleluja, dan gaan ons die naam van die Here groot maak. En ons gaan na die tempel toe van God gaan beweeg, halleluja. En ons sal die naam van die Here groot maak, sonder worries. Dit gaan 'n aarde wees waar ons nooit moeg sal wees nie, waar ons nooit gesweet gaan hê nie, halleluja. Glory, niks pyn nie, niks trane nie. Dit gaan 'n aarde wees, halleluja, sonder beïnvloed. Dit gaan net die woord wees. Dit gaan net die gees wees. Wat die krag is. Nou leef ons in 'n aarde waar die boosheid is. Ons leef in 'n aarde waar daar beïnvloed is van die bose geeste, maar daar gaan 'n aarde wees waar niks gaan wees nie. Dan gaan dit soos 'n hemel wees.
En soveel so dat Bybelmense, Bybelteoloë sê dat ons sal so nou en dan kan opklim hemel toe en dan die aarde toe kan opklim. Of dit waar is, weet ons nie. Maar dit seker kan moontlik wees, ek weet nie. Ek het nie so diep aan daai ding nie. Nog 'n teaching wat weggegaan het. Natuurlik is die wegraping en die anti-kris, die 666, die vierde koms van die Here. Baie mense, min mense weet oor die geestelike realm van engele en bose geeste. En dit is een van die redes hoekom daar soveel onkundig is. So kom ons kyk gou net vinnig oor. Ek praat nou net oor wat ek gesien het. Kom ons kyk gou oor die tydperk van wat gebeur het in die Pinksterkerke. Ek gaan nou na punte kom. En die rede kom ek vir sê hoekom dit so is. Ons het al die tyd net 'n skrifgie gevat. Die Here het op 'n donkie gery. Dit sê dis die skrif. En dan word daar gepreek oor, ja, maar die Here het op 'n donkie gery, my broer en my suster, op wat se donkie ry jy? Verstaan nie daai tipe prediking? Yes. Om die skrif te vat en net 'n voorbeeld te maak van dit wat jy sien hoe dit is. Sy sien die glas is kliphard en dan sê en dan word nog water ingegooi en dan preek jy sommer oor die glas en dan sê die skrif sê mos dat ons moet hardnekkig wees. Dat daar sou staan so 'n skrif in die siegel iewers, dan sê die Here mos maar amper so, hy sê jy moet gaan na die volk gaan praat met die volk en so hard so wat die volk is, so gaan ek vir jou hart maak sodat jy met die volk kan praat. En nou word dit buite konteks gevat en dan sê die mense, nee maar jy moet hard wees. Halleluja, op diep pad moet jy baie hard wees. Evangelie nie, as jy maar speletjies, jy kan nie al die tipe goeders doen in die evangelie. Nee, maar amper so jy moet hard wees. Dan is dit die hele preek. Daar was gesing, daar was geworship en dan gaan hy so in huis toe, die woord was so wie jy moet hard wees. Amen. En elke keer wanneer jy na die glas kyk, dan kry jy gedagte die Here het gesê nee, ek moet hard wees. Nou wat skel jy jou kinders uit, jy skel jou man uit, want die Here mos nog gesê jy moet hard wees. Jy kan nie so paboeker wees nie, want die evangeliese mense wat so paboeker is nie. Dit was dan die woord. Glo dit of nie, maar dit was dan die woord. En met alles die Here het op die water geloop, niemand jy moet op jou omstandighede loop. Wat? Verstaan nie? Yes. Niks oor wat die woord regtig sê nie. Dit is maar eintlik jou eie gedagte wat jy het. Nou ja, natuurlik, ek het eendag 'n woord bedien dat God praat deur sy skepping, reg genoeg. Maar dan moet daar seker maar 'n skrif wees wat in koneksie is met dit wat hy sê. Want as die woord dan binne jou is, dan sal God 'n koneksie maak met hoekom hy sê jy moet hard wees. En nie dit buite konteks vat nie. En ek wil vanoggend dan in kort wil ek 'n bietjie saam met u gesels oor die wegraping. Dit is teachings wat weggehardloop het binne die Pinkster en mense verstaan nie hoekom ons praat van 'n wegraping nie. Nou wanneer jy die ding gaan Google, dan gaan dit nie weg nie. Wanneer jy gaan intik die rapture en jy gaan intik daarso, jy wil mos nou in jou Bybel gaan soek in die konkordansie, jy gaan dit nie kry nie. In Engels noem ons the Father, the Son and the Holy Spirit, ons noem dit the Trinity. Mense se name word ook so genoem, is dit korrek? Sommige mense se name is Trinity, want dit is 3 in 1. Maar die woord Trinity kry jy nie ook nie in die Bybel nie. Maar tog glo ons in 'n drie-enige God. Dit is woorde wat oor die jare gevorm was om 'n sekere aantal beskrywings of 'n sekere aantal klomp woorde bymekaar te maak en dit een te hê. Wanneer ek sê ek beweeg van een punt na 'n ander punt, dan kan ek 'n vinnige woord gebruik en sê ek loop. Dit is nie nodig om te sê ek gaan nou beweeg van Liebenberg-Singel na die winkel toe. Dit hoef nie so te sê nie. Sy gaan net sê ek loop na die winkel toe. En jy follow me dus. Daar was woorde wat kleiner gemaak was. Wat nie noodwendig in die woord staan nie, in die konkrete woord staan nie, maar tog is dit nie verkeerd om dit te noem nie, want dit is woorde wat deur die jare met ons taal gevorm was. En die wegraping is een van die woorde. Gaan saam met my.
in 1 Tessalonisense 2 1 Tessalonisense 2 Nou hou in gedagte mense dat die verrapping is iets niets nie. Die Bybel sê dat Henog was 'n man wat naby aan God geleef het en God het hom van die aarde af weggevoer. Halleluja. Dit was om te sê in Genesis was dit die eerste man wat weggeraap was. En die tweede man wat weggeraap was, halleluja. Ek lees dit in Kronieke waar ons praat van Elia. Onthou u nog daai? Elisa het gekyk, halleluja, hoe die vuur afgekom het en die strydwaans vir Elia opgeneem het in die hemel, lewendig. Jesus het gestaan en dit is hoekom ons praat van die hemelvaart. Daar het 'n wolk gekom en hom letterlik uit die Here. So dis nie iets niets as ons praat van die wegraping en dat die kerk weggeraap gaan word nie. Dis iets niets as ons sê dat die gelowiges weggeneem gaan word van die aarde af nie. Want Jesus was weggeraap. En ek gaan nou vir u wys ander gelowiges wat ook weggegaan het. 1 Tessalonisense 4 vers 16. Merk dit in die Bybel. Man mense merk dit. Want dit is nog een van die skrifte wat Psalm 23 is. Onthou wat jy in die Bybel gemerk het, glo my, as meestal skrifte wat in die Pinkster al gelees was. So as daar nie 'n ding is wat gelees was of gemerk was, dit beteken dit of jy dit min gelees of jy die mense wat dit gepreek het, dit baie min gepreek. En in die meeste gevalle is dit is nie gemerk nie. Van natuurlik, die gelowige het nog nie gebly om dit om te vir homself te sê, dit is belangrik nie. Die Bybel sê dat wanneer die beveel gegee word, en die stem van die aartsengel en die trompet van God weer klink, sal die Here self uit die hemel neerdaal. Allereers sal die wat in Christus gesterf het, oh glory to God, en die wat in Christus gesterf het, hulle sal uit die dood uit opstaan. Daarna sal ons wat nog lewe, hoor hierso, ons wat nog lewe, saam met hulle op die wolke weggeneem word, die lig in, die Here tegemoet, en so sal ons altyd by die Here wees. Are you following this? Kan ek dit weer lees? Die Bybel sê dat wanneer die beveel gegee word, nou die beveel gaan gegee word op 'n sekere tyd, maar moenie daar waar, jy gaan nou vir jy sê, wanneer min of meer, wanneer daai tyd gaan wees. Wanneer die beveel gegee word, en die stem van die aartsengel, en die trompet van God weer klink, sal die Here self uit die hemel neerdaal. Allereers sal die wat in Christus gesterf het, uit die dood uit opstaan, halleluja. Ek wil vir u imagine, kyk gou na die begrafplaas. Die grafte is baie dik gegooi, glory to God. Dit is dik gegooi met 'n klomp sand, fyn sand, klein sand, dit is dik gegooi. Maar die Bybel sê dat die wat in Christus gesterf het, glory to God, hulle sal opstaan, 6 voet onder, maar hulle sal uitbeweeg uit die grond uit, en hulle sal opstaan, en hulle sal saam met ons verander in 'n oomblikse tyd, en die Here sal vir ons kom weghaal. Die lig in, die lig in die lig in. Wat 'n dag, wat 'n dag mense. En hoor net hier net, dan sal wat ons wat lewe saam met hulle op die wolke weggevoer word. Ons sal op die wolke weggevoer word. Gaan saam met my in Handelinge. Handelinge 1:9. En sien, dit is hoekom mense klomp skrifte wil hê. Ek kan net op een skrif Handelinge 1:9. Ek probeer vir u wys oor die wegraap. Sommige het gesê daar is nie een nie. Daar is nog net 'n bewys gewees, daar is een. Sommige leef
ontkenning. Hulle wil nie aanvaar dat daar is so ietsie. But it's gonna happen. Want dit al hoeveel keer al gebeur. Handelinge 1:9, die Bybel sê, ek het nou vir u beklemtoon oor die wolk het ons weggevoer. Die wolke gaan ons wegvoer. Die Bybel sê, Handelinge 1:9, nadat hy dit gesê het, as hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, het 'n wolk hom weggeneem, sodat hulle hom later nie meer kon sien nie. 'n wolk het die Here weggeneem van hierdie aarde af, lewendig soos wat hy was. Nee, dit is goed wat mense nie meer wil hoor nie. En dit is goed as wat nee, het kan nie waar wees nie. Sien, omdat hy in die mentaliteit van geleef het en hy gehoor het van die Here loop op die water, op wat se water loop sy. Dit is omdat 'n mens aan daardie prediking was. Soms is dit nodig dat die woord jou mentaliteit afbreek oor hoe jy dink, want baie woorde was gepreek, maar dit was nie op die woord van God gebaseer nie. Sy het lekker gevoel. En sy het gehardloop en gedans. Die Here gaan vir jou deurkom. Daar's 'n blessing op pad. Jou bankrekening loop oor. Al die tipe dinge, maar niks van die woord was gepreek nie. Môre gaan jy huis toe, dan het jy nog selfde probleem met sy. Niemand het jou geleer, haleluja, hoe die woord vir jou kan werk nie en hoe die woord binne jou hart moet wees nie, sodat ons voorberei kan wees dat die wolk vir ons gaan wegvat nie. En as 'n mens hierdie skrifte uithaal, glo my mense skrif. Ek het nog nie, dit staan in die Bybel nie. Kom ek gee vir nog 'n skrif. Matteus 27. Matteus 27 vers 50. En dis ook nog 'n ding. Ons wil nie 'n woord hê en dan gaan ons so klomp skrifte deur. Ons wil net een skrif lees en dan wil jy jou Bybel toemaak en dan luister jy wat die prediker sê en 'n bietjie rondhardloop en 'n bietjie dans en dan daar gaan ons. Niks geestelike groei nie. Maar die Bybel sê dat ons geestelik moet ons groei. En jy kan alleen groei deur die woord en kennis van die woord. Matteus 27 vers 50. Dit as te ware is die voorsmaakie van die wegraping. Dis die tyd toe Jesus gesterf het. En het gesê, Ili, Ili, lama sabachthani. My God, waarom het U my verlaat? En toe hy gesê dat dit is volbring, en sy kop neergesit, die gees gegee, en die laaste asem uitgeblaas. Die Bybel sê in vers 50, Matteus 27 vers 50, Jesus het weer hard uitgeroep, en die laaste asem uitgeblaas. Wat het wat hier gebeur het? Op daardie oomblik, het die voorhangsel van die tempel van bo tot onder middeldeur geskeur. Nou, luister gou hierso. Luister gou hierso. Dit is powerful. Want die voorhangsel was 'n baie dik gordyn wat in die tempel gewees het. En na die wanneer hy verby die voorhangsel gekom het, dan het hy aan die plek gekom van die allerheiligste. Daar was 3 plekke gewees. Daar was die buiteplaas, daar was die binneplaas, en dan was daar die plek van die heiliges, wat alle heilig is. Ek wil vir julle met dit sien. Want in die binneplaas, daar was mense wat in die binneplaas gestaan het. Maar die heiliges kan in die buiteplaas, daar was mense wat in die buiteplaas gestaan het, en die Here gaan bid het. Dan was daar mense wat in die binneplaas gestaan het, binne die jaar van die tempel gestaan het. Of kom ek sê, ja, in die tempel gestaan het. En dan was jy binne die tempel, dan was dit die binneplaas gewees. Maar dan was daar 'n plek gewees waar net Moses na toe kan gegaan het. Waar net Aaron na toe kan gegaan het. Want hy moes die sonde gaan bely van die volk wat in die buiteplaas of in die binneplaas was. En wanneer hy na die voorhangsel toe gekom het, dan het hy vir God allerlei dinge gesê en genoem en God het saam met hom gepraat. En wanneer hy liewendig daar uitgekom het en gesê het dat die Here, kykie,
Want hy liewe nog in elk geval uitgekom het, dan was die mense bly gewees. Want hulle moes nou 'n kalf gaan aanbid in die buitekant. Are you following this? Ja. En hulle het gesondig. Maar dan moes net een man gegaan het om te gaan bely het vir die sonde. En dan was daar 'n voorhangsel in die tempel. En net Moses was waardig gevind. Die hoëpriester was waardig gevind om daai te wees. Want Moses was die middelman tussen God die Vader en die mens. Maar toe was Jesus gestuur. En nou sê Kolossense dat hy is nou die middelaar tussen ons. En hy het een offer gegee, hy het homself gegee en daardie offer is nou klaar. Nou is daar nie meer die voorhangsel nie, nou kan ek stryd na God toe gaan. Are you following this? Maar in hierdie tyd was die voorhangsel daar gewees. Maar dit was 'n dik gordyn, mense. Sy kan dit nie met 'n mes of 'n ding regtig skeer en mekaar uitgemaak het nie. Maar so seker as wat die Here gesterf het, toe skeer daar die voorhangsel, Here. En toe die voorhangsel geskeur was, dit 'n simbool dat nou het ons toegang tot God die Vader. Ons het nie meer vir Aaron nodig nie. Ons het nie meer vir Moses nodig nie, want die prys was klaar betaal. Halleluja. Nou kan ons stryd na die Vader toe gaan en ons kan vir hom sê, Abba Vader, U is my Vader. Nou kan ons hier gebed bid. Onse Vader wat in die hemel is. Okay, dit hy was on the side gesê. Die tempel op hierdie oomblik het die voorhangsel van die tempel van bo tot onder middel geskeur. Die aarde het geskit. En die rotse het uitmekaar gebars. Die aarde, met ander woorde, daar was 'n geweldige aardbewing. Die grafte het oopgegaan. En baie gelowiges wat dood was, is opgewek. En hulle het uit die grafte uitgegaan. Oh, glory to God. Hulle uit die grafte het hulle uitgekom. Dit was wat Jesus gesê het, dit is volbring. En daar het 'n geweldige aardbewing plaasgevind. En die Bybel sê dat na Jesus se opstanding het hulle in die heilige stad gekom waar hulle aan baie mense verskyn het. En daar is die laaste wat ons lees van hulle. Want dit word gesê en dit is dat ons verstaan dat hulle weggeraak was. En hulle verskyn aan mense en hulle was weggeneem. Maar ek wil hê met dit sien dat hulle het uit die grafte uitgekom. Dit was die eerste opstanding uit die dode uit van gelowiges. En weer eens is dit nie ook iets nuuts nie. Kom ek vat vir u na Esegiel 37 toe. U ken hom seker al klaar. Want Esegiel 37 is een van die beste skrifte wat die Pinkster nou ooit gepreek het. Uit die dorbene. Die dorbene. Esegiel 37. Had die dit was die dorbene. En daar was nou 'n klomp woord gepreek van die dorbene. Ek as 'n prediker wil eens met preek van die dorbene nie. Kom ons lees van vers. Nee, kom ons lees maar die hele stukkie. Die Bybel sê die mag van die Here het my in besit geneem en my deur die gees van die Here uitgebring en neergesit binne in 'n laagte. Die laagte was vol bene. Die Here het my om die bene laat loop en ek het gesien daar is baie bene in die laagte en hulle is baie droog. Onthou, dit was bene. Die mense in die grafte is in elk geval bene op hulle stof. Dit is wat ek wil hê moet bring. Want baie mense sê, hoe kan dit wees, maar
Hoe kan dit wees dat die Here die dooies sal opstaan? I'm reading this to you now. Toe vra hy vir my, mens, kan daar aan hierdie bene weer lewe kom? Ek het geantwoord, nee, dit weet net U, Here my God. Hy sê toe vir my, tree op as hierdie bene, tree op as profeet vir hierdie bene en sê vir hulle, hoor die woord van die Here, droë bene, so sê die Here my God vir hierdie bene, ek gaan gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe. Ek sal vir julle seënings en vleis aansit, en julle oortrek met vel, en dan sal ek gees aan julle gee, sodat julle kan lewe. Dan sal julle besef, dat ek die Here is. Het jy daai gehoor? Die Here kan vel aan been gee, hy kan sienings aan been gee, so wie is 'n dooie mens, wat in Christus gesterf het, om nie die krag van die Here te kan ervaar, wanneer die asem van God binne in jou kom nie, want in moet gaan na Genesis 1 toe, kom ons gaan na Genesis 1 toe, vir die wat glo, dat die dooie is nou al so verdor, daar is bene nie, ok, daar is nie bene nie, daar is stof. Nou kom, as dat daar stof is, kom ons kyk wat God kan maak in Genesis 1, 2 vanaf vers 7. Genesis 2 vanaf vers 7. Die kerk is nog met my, ons eet nog lekker. Wat is die chops, as ons by Spur, waar is ons nou? Die hemelse Spur, dis lekker vleis, die sommige mense wurg nog aan hierdie tipe vleis, maar die Bybel sê dat sommige van ons leef mos op melk, maar die Bybel sê, kom op 'n punt wat jy die vaste spys van God kan eet. Halleluja, Genesis 2 vanaf vers 7, die Bybel sê dat die Here God het toe die mens gevorm uit stof. Dis al wat jy nodig het om te weet. Want as die mense wat in Christus gesterf het nou as stof is, as die doodkis nou as stof is, as die kuste waarin geleed nou as stof is, die Bybel vra, halleluja, dat wat so God, halleluja, as hy dan, dat selfs die klip aan hom gehoorsaam kan wees, glory to God, die stof is aan hom gehoorsaam, so as die asem van die Here binne in stof gekom het, halleluja, as hy die mens so kan gevorm het, kan hy die stof dan weer vat, waaruit hy gemaak was, en sy nog stof was, halleluja, sy moet net in Christus was, halleluja, sy moet net in Christus gesterf het, glory to God, dan gaan die Here weer asem in jou ontblaas. Halleluja. Die Bybel sê dat die Here God het toe die mens gevorm uit stof uit, en lewensasem in sy neus geblaas, sodat die mens 'n lewende wese geword het. So met ander woorde, die asem van die Here gee lewe. Yes. Nou verstaan ek dat hoekom die tankmense so geblaas het oor jou. Are you following this? Ek het nie geviet daai tyd hoekom hulle dit gedoen het nie. Maar ek kan verstaan hoekom mense geblaas het oor jou. Want selfs God het sy disippels gekom en het geblaas oor hulle, glory to God, en het gesê, ontvang die Heilige Gees, en daar het understanding gekom. So ons verstaan dat wanneer daar gekom het, glory to God, dan kom daar verstand met jou. Daar kom dat hy verstaan hoekom ons hierdie ding doen. Ons verstaan hoekom dit so is, want die asem moet net, hy moet net kan kom, halleluja. Wanneer hy asem gekom het, dan gee dit lewe. Glory to God, die asem van die Here gee lewe. Die asem van die Here gee lewe. Nou vir iemand van my leraar, maar wanneer gaan dit plaasvind? Wanneer gaan dit plaasvind? Ek sê, ons weet nie wanneer die weerhaper gaan plaasvind nie. Maar ons deel die skrifte saam met jou. Ek sê een keer vir 'n ander baad, hy vra vir my,
Leraar, wanneer gaan wanneer gaan die ding gebeur? Kom ek sê vir jou wat die Here gesê het. 2 Tessalonisense 2. Tessalonisense 2. Tessalonisense 2. Nee, voor ons by die skrif kom, 1 Tessalonisense 5. 1 Tessalonisense 5. Dit is weer Paulus wat hierdie brief skryf aan die gemeente van Thessalonika. Die Bybel sê dat oor die tyd en omstandigheid wanneer hierdie dinge sal gebeur, is dit nie nodig om aan julle te skryf nie, broers. Julle weet self maar al te goed dat die dag van die Here onverwags kom soos 'n dief in die nag. Wanneer die mense sê alles is rustig en veilig, sal die ondergang hulle skielik oorval soos geboortepyne, 'n swanger vrou en niemand sal dit ontkom nie. Maar teenstrydige voorwoord, maar broers, julle leef nie in die duisternis nie. Die dag sal julle nie soos 'n dief oorval nie. Die dag van die Here kom soos 'n dief in die nag, maar wat sê die woord van die Here? Die dag, omdat ons in die lig lewe, sal hierdie dag ons nie oorval nie. Julle is tog almal mense van die lig, mense van die dag. Ons is nie van die nag of van die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons wakker bly en nugter wees. Die wat slaap is van die nag. Nou lees ek, terwyl ek hierdie woord slaap lees, kom die gees van die Here en sê vir my, in Spreuke staan daar 'n sekere gedeelte wat staan, nog 'n bietjie slijmig, nog 'n bietjie slaap. Gaan kyk na die muur jou luiaard. Die wat slaap is van die nag. En die wat hulle dronk drink is van die nag. Maar ons wat van die dag is, moet nugter wees. Ons moet geloof en liefde as borsharnas dra en die hoop op verlossing as helm. God het ons tog nie bestem om gestraf te word nie, maar om deur ons Here Jesus Christus verlos te word. Hy het ter wille van ons gesterwe, sodat ons, of ons by sy koms nog lewe of reeds dood is, saam met hom kan lewe. Want ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Nou sê in vers 11, praat mekaar moed in en versterk mekaar met hierdie woorde, soos julle al reeds doen. Praat mekaar, met ander woorde, sê vir mekaar die goed gereeld, dat julle bewus gaan bly van die goed. Dat die wêreld om kan gevang gaan word. Want hulle is in die nag, hulle is in die duisternis. Dieselfde met die tyd soos met Noag, halleluja, het die mense geëet en die mense het vrolik gewees. En toe die ark gebou was, het die mense geëet en hulle was vrolik gewees. Terwyl Noag gepreek het die mense maar net aangegaan met hulle daaglikse dinge. En toe die reën val, en toe die sauwes kom,
Toe die mense agter het gesê, nee, maar dit is maar nie gewone Saulus, dit gewone reën. Maar toe die donderstorms reg nou begin, toe soek hulle die man wat die ark gebou het. Toe soek hulle die man, halleluja, wat vir hulle gepreek het. Toe soek hulle die man, halleluja, wat beskerming aangebied het. Toe soek hulle die man, toe soek hulle die waarheid. Maar terwyl hulle die waarheid in hulle midde gehad het, wil hulle die waarheid aanvaar het nie. Dis hoekom die Bybel sê, halleluja, dat die Here sal vir hulle oorgee om die leuen te glo, omdat hulle die waarheid lief gehad het nie. Maar ons wat in Christus is, sal natuurlik hier wees om dit te aanskou nie. Halleluja, kom saam met my. Dis my voorlaaste teks. 2 Tessalonisense 2. Merk jy die skrifte soos wat ons gaan? Want so seker as wat die Here leef, wat die vyand nie hê, dat die kerk moet word dat daar 'n wegraping is nie. Hy wil hê ons moet praat oor blessings. Hy wil hê ons moet praat dat it is your season. Hy wil hê ons moet praat oor al die tipe dinge. Maar hy weet, halleluja, wat God gesê het, dat die hemel en aarde, dit sal verbygaan. Maar die woord van God, die wil van God, die asem van God, halleluja, dit sal nie verbygaan nie. 2 Tessalonisense 2. 2 Tessalonisense 2 vanaf vers 2. My opskrif sê die wettelose mens. Wat is die opskrif daar by julle? Die wettelose mens. Okay. Nou die wettelose mens is die antichrist. Hy word soms genoem die antichrist. Hy word genoem die wettelose mens. Hy word genoem die dier. Hy word genoem die draak in baie skrifte. Hy word genoem die slang van ouds. Ons weet allemaal, dis die duivel. En ek hou van wat 'n prediker een keer gesê het. Hy sê dat ons lees mos die skrif wat sê dat die woord het gekom en het mens gekom word en hy het onder ons gekom woon. Dit was die Messia. Dit was die Christus. En soos wat die tyd aangaan, God het homself in 'n liggaam gesit. En wanneer ons die liggaam sien, dan sien ons Jesus. Volg ons saam met my. En omdat die vyand 'n copycat is, gaan hy ook kom woon op die aarde in die vorm van 'n liggaam wat genoem word die Antichrist. En omdat baie mense nie vir Christus geken het nie, sal hulle die Antichrist aanvaar as die Christus. Omdat hulle nie in die woord was nie, en omdat die Antichrist ook wonders en tekens gaan doen, lees Openbaring 13. Hy gaan ook wonders en tekens doen, ons gaan nou ook lees wat hy doen nie. Wonders en tekens doen, sal baie mense vir hom agtervolg en sê dat hy is die Christus. Maar as jy jou woord ken, sal jy weet dat hy is nie die Christus nie. Maar hoe sal jy nou weet wat 'n R15, hoe 'n R15 lyk? Jy het nog nooit 'n regte R10 gesien nie. So baie mense gaan automatically aanvaar dit is Jesus. Hulle gaan aanvaar dat dit is die Messia. Hulle gaan aanvaar dat dit is die Christus. Kyk, die Bybel sê dat Jesus sê dat in die laaste dae dan gaan baie vir julle sê, kyk, daar is die Christus, maar moenie vir hulle glo nie, want die Antichrist moet eers kom voordat ek gaan kom. En die Here God gaan vir hulle oorgee om die leuen te aanvaar en te glo, omdat hulle nie die waarheid nou wil aanvaar nie. Ek is besig om saam met u te praat oor die wegraping, die wettelose mens. Die Bybel sê, en nou broers, wat betref die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons hereniging met hom. Nou, ek gaan weer terugkom
op 'n later stadium oor die wederkoms van die Here en die dag van die Here. Want die Bybel gebruik dit as sinonieme, maar as mense dit in konteks gebruik, as die dag van die Here en die wederkoms van die Here as twee verskillende dae. Die Bybel sê en nou broers, wat ons betref die wederkoms van die Here, dit bedoel die dag van die Here wat brand soos vuur. En ons hereniging met hom, nou die hereniging praat weer van die wegraping. Het ek 'n ernstige versoek aan julle. Moenie so gou verward raak of van stryk gebring word as iemand vir julle sou sê die dag van die Here, weerens die dag van die Here sal hierdie. Of dit nou vir julle gesê word in 'n profetiese uitspraak en 'n profetiese uitspraak of in 'n preek of in 'n brief wat so genaamd van ons afkomstig sou wees. Laat niemand julle op watter manier ook al mislei nie. Die dag van die Here sal nie aanbreek voordat die laaste afvalligheid gekom het nie. So daar's 'n laaste afvalligheid. Ek gaan net 'n minuut staan by die laaste afvalligheid. Wanneer sy getoets word en sy word wanneer goud gegradeer word, dan is daar verskillende toetse wat hy deurgaan. Fase 1 is net om te toets hoe hard is hy. Dan word hy weer gebrand om te toets hoe bestand hy teen sekere goeders is. Dan word hy weer getoets om te kyk of hy bestand is teen 'n ander tipe chemical. Want wanneer die goud wanneer die produk op die rakke kom, dan moet daar, kyk, enige chemical moet daar op kan kom. Hy is bestand en hy het deur 3 toetse byvoorbeeld gegaan. Nou daar was 'n eerste afvalligheid. Daar was 'n tweede afvalligheid. Daar was moontlik 'n derde afvalligheid. Hoeveel afvallighede of kom ek sê hoeveel toetse daar was, weet ons nie. Maar die Bybel praat van die laaste afvalligheid. Met ander woorde, daar gaan 'n laaste sifting wees om seker te maak wie die ware aanbidders was. Die laaste afvalligheid. En ons is besig, nie besig nie. Ons leef in die laaste afvalligheid. Ons leef in die laaste afvalligheid. Die Bybel sê dat die dag van die Here nie sal aanbreek voordat die laaste afvalligheid gekom het en die wettelose mens, dis die antichrist, wat vir die verderf bestem is, sy verskyning gaan maak nie. Met ander woorde, die laaste afvalligheid moet eers daar wees, die antichrist moet eers daar wees, en dan gaan die dag van die Here kom. Ek gaan vir weer die outline gee van hoe dinge mekaar insteek. Dit gaan my nie toelaat om dit te sê nie. Maar die Bybel sê, en hy sal hom verset teen al wat God genoem word. En wat as heilig vereer word, sal hy hom bo hulle verhef. Hy sal selfs in die tempel van God gaan sit, met ander woorde in Jerusalem, die tempel van die Jode, sal hy sit, en hy sal voorgee dat hy God is, sê die Bybel. Onthou julle nie dat ek dit herhaaldelik vir julle gesê het, toe ek nog by julle was nie. En julle weet nou wat hom nog teehou, sodat hy eers, as dit sy tyd is, met ander woorde, hy het 'n tyd wanneer hy gaan kom, wanneer dit sy tyd is, sy verskyning sal maak. Die geheime krag van die wetteloosheid is al aan die werk, maar die een wat die wettelose teehou, moet eers uit die weg wees. En dan sal die wettelose self op die toneel verskyn. Die kerk is die een wat die antichrist teehou om te kom. Wanneer hy kom, en dit is so obvious, toe die lockdown nie was, het jy gesien hoe die bose geoorweldig het. En die lockdown het gemaak dat die gelowiges in 'n toestand van gemaklikheid gegaan het. En daar's 'n nuwe trend,
En daar's 'n nuwe manier van worship. Met ander woorde, die worship is afgewater. Dit is hoekom maar baie bose dinge nou gebeur. Want die worship is afgewater en jy is nog besig om met 'n masker te sing binne die kerk. Hoe kan jy jouself uitleef? Hoe kan jy jouself uitingee? Hoe kan jy beklei in die geestelike riem as iemand nie reg sy hande klap nie, as iemand nie reg juig nie, as iemand nie in 'n toestand van aanbidding is nie, dan kan dit mos nie wees dat die bose geoorweldig gaan wees nie. Halleluja. So die kerk is die een wat die bose al die jare teëgehou het. Die kerk is die een wat al die jare die bose verhinder het om heeltemal hierdie wêreld oorgevat het. Maar solank die lig daar is, halleluja, solank die son daar is, dis van wanneer die Bybel sê, halleluja, dat julle is die lig van die wêreld, julle is die son van die aarde, julle is die lig van die wêreld, halleluja. Julle is die lig van die wêreld, en solank die lig daar is, die Bybel sê dat in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God en die lig het gekom, dit was die lig van die mense en die lig het geskyn in die duisternis en die duisternis kan nie die lig oorweldig nie. Sy kan maar 'n metjie aansteek, halleluja, dat die duisternis, halleluja, kan nie nog nooit die lig oorweldig nie. En wanneer ons weg is, dan gaan hierdie wêreld gaan donker wees. Hierdie wêreld gaan gevaarlik wees. Hierdie bose geeste gaan losgelaat wees. Want die kerk van God is nie meer aan te bid nie. Die kerk van God is nie meer aan te preek nie. Die kerk van God is nie meer daar, halleluja, om te bestraf nie. Die kerk van God is nie meer daar om die hande by siekes te lê nie. Die kerk van God is nie meer daar om te praat met die engele en bevele te gee nie. Die kerk van God is weg. So dan gaan hulle maak net wat hulle wil. Dan gaan die antichrist ingryp en doen wat hulle wil. Moenie bekommerd wees oor die 666, want dit val in ons klasie, halleluja. Die Bybel sê dat is die antichrist wat die 666 gaan maak, wat gaan maak dat ons gaan verkoop en nie kan koop nie, halleluja. Dis die antichrist wat dit gaan inbring. Maar as ons dan weg is en die antichrist maak sy verskyning agterna, dan is ons hier om te aanvaar wat die antichrist is, halleluja, halleluja. So ons val nie in sy klasie. Maar wat ons in die wêreld nou sien is die voorbereiding. Wat ons in die wêreld sien is die voorbereiding van die antichrist, die platform wat reggemaak word van die antichrist. Dit is hoekom die Bybel sê, dit is hoekom die woord getitel is vanoggend in 1 Korintiërs. Ek gaan sluit af met die woord in 1 Korintiërs. 1 Korintiërs 15. Daarom, my broers, kom ons wees standvastig. Kom ons wees onwankelbaar, halleluja. Kom ons wees oorvloedig aan die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning is nie verniet nie. Jou kerk gaan is nie verniet nie. Jou bid is nie verniet nie, halleluja. Jou laatopstandigheid is nie verniet nie, glory to God. Kom ons staan kerk van die Here, want terwyl ons wag dat die Here moet kom, terwyl ons sien die voorbereiding van die antichrist, terwyl ons sien hoe mense, halleluja, hulle self voorberei, glory, 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 weet ons dat die dag van die Here gaan nie kom voordat die laaste afvalligheid daar is nie. En ons beweeg nou in dit in, halleluja. Ons beweeg nou in dit in. As ons met al die jare dit gehoor het, of kan gehoor het, en nie vir ons nat gesweet het en nat gejuig het, wanneer daar net substance kon gewees het in die kerk, as 'n mens net meer kon gefokus het op die woord, in plaas daarvan op ons gevoelens,